Kyk, goeiemôre, good morning. Van die verhoog in Pretoria tot die liggies van New York City. Die dansers van Hoërskool Waterkloof se Dansakademie neem hul talent internasionaal. Vandag gesels ons met dansafrigter Monjanay Botes saam met twee van haar dansers, Jana Bester en Denay Welgemoed, oor hulle opwindende produksie New York City, the city that never sleeps, en hulle toer oor see. Baie hartlike welkom hier by Goeiemôre, good morning. Dank. My mond hang nog oop, nadat ons daai video gekyk het. Hoe werk die dansakademie? Is dit 'n buitemuurse ding of is dit voltyds by die skool aangebied? So by Hoërskool Waterkloof kan jy dans as 'n vak vat, wat 'n amazing geleentheid is vir die kinders, en jy kan dit as 'n buitemuurs vat. So almal wat buitemuurs of dit as 'n vak het, neem dan aan ons produksie deel wat julle nou op die TV gesien het. Ja, dit was ongelooflik mooi. So, julle produksie, New York, the city that never sleeps, wat kan gehore van hierdie vertoning verwag? Wow, daar's so baie dinge. Enige iets waaraan jy kan dink in New York, van die geel taksies tot 9/11 tot die Hudson River, enigiets soos dit. So ons span 'n groot deel van New York. Enige karakter waaraan jy kan dink. Ja. Wat aan New York verbind word. En julle sluit ook soos baie belangrike of bekende plekke in New York, soos Times Square en daai tipe goed. En so verduidelik, hoe was dit vir julle as dansers om letterlik op daai reis te kan gaan met julle dans? Ons gaan oor see mos nou New York toe. Ja, julle gaan. So dit het my baie geleer van New York, want ek het nie so baie geweet nie. So ons het geleer van Wall Street en obviously al daai dinge en plekke wat ek nou gaan sien, so dit gaan baie cool wees. Ja. En soos wat hy gesê het, dit is 'n groot verskeidenheid van die taksies tot by Hudson River. So ons het geleer oor alles wat in New York gebeur het en die danse verspeel wat in die realiteit van New York gebeur. Dit is so mooi. So hoe is dit vir jou as een van hulle afrigters om met so 'n konsep te werk en dan die koreografie op 'n manier te moet inbring dat dit weerspieël soos wat sy sê wat New York eintlik is? So ons is baie bevoorreg om 'n groot span te wees wat by Waterkloof werk met die kinders. So dis regtig 'n groot spanpoging. Daar's about 6 van ons as afrigters. Wow. En dit is amazing om met die kinders te kan werk en vir hulle te leer hoe om 'n storie te vertel sonder woorde. Ek dink dit is 'n gawe wat baie min mense op so 'n groot skaal kan leer op die einde van die dag. So jy het net jou liggaam, en ek gaan 9/11 as 'n voorbeeld vat, is een van ons kollegas se danse, wat ons almal weet het wat het by 9/11 gebeur, en hulle dans met rose, en dan op die einde van die dag, soos die groepie steek mekaar aan, so dis 'n amazing choreographic devices wat sy gebruik in dit, en dan aan die einde dan is daar 'n hele kring van rose wat neergelê word vir 9/11. So dis soos dit, en dan nou so Statue of Liberty, daai hele konsep van wat gebeur het in geskiedenis, om vir die kinders te wys dat ons doen dit op 'n liedjie, Opportunity is die liedjie se naam, en net om te weerspieël dat daai geleentheid wat vir die kinders gegee word is soos 'n opportunity, soos the Statue of Liberty. Hulle het opportunity gehad om te groei uit hulle verlede uit, en die kinders het 'n opportunity vir wat vir hulle lê vir die toekoms, wat vir hulle wag. So ja. Dit is pragtig. So ek wil 'n bietjie praat oor die toer. Hoeveel dogters gaan op hierdie toer gaan, en gaan julle gehoorsaam wees vir die mense wat saam met julle gaan, en julle gaan met oppas? Dit is wat ek wil weet. Ja. Hoeveel van julle gaan Ek dink ons 16. Ja, 16. En wat gaan julle doen op die toer? Gaan julle 'n bietjie Broadway goed kyk? Waarna sien julle uit? Ons gaan workshops doen en ons gaan Broadway ook gaan kyk, en ons gaan by Juilliard dans, ja. So hulle is baie excited. Dit is 'n ongelooflike geleentheid. Wat hoop julle om terug te bring saam met julle? Behalwe vir die chocolates en al die Crumble baie goeie memories, en om as 'n beter danser daar uit te stap en om meer te geleer het as wat ons geweet het, en om meer te leer van New York en hulle geskiedenis. Wat 'n ongelooflike geleentheid. Ek wil nou terugkom by die dansakademie. Watter tipe dansstyle dek julle alles? Is dit verskille? Is dit ballet, contemporary, jazz, tap, spans, watter goed word ingesluit? So ons hoofkurrikulêre dansvorme wat ons doen is ballet, jazz en contemporary, maar dan nou met die dansproduksie bring ons klomp ander style in. So ons dansers het 'n verskeidenheid so style wat hulle leer vir die produksie. So jy kan contemporary, jazz, ballet doen, soos ons kurrikulêre vorme, dan doen ons bietjie hip-hop by, en ons het al Spaanse danse en goedjies ook gedoen. So hulle is regtig blootgestel aan 'n reeks van style, en ek dink dit maak mense as 'n danser soveel meer volmaak op die einde van die dag.
Wat is julle gunsteling dansstyl? Vir my is dit persoonlik lyrical. Okay, en jy? Ek hou van jazz. Okay, jy is nou in matriek en die matriek dansers van die dansakademie word nou amper as die eerste span beskou. Hoekom is hierdie tipe erkenning veral vir iemand en kinders wat in die kunste presteer? Hoekom is hierdie tipe erkenning belangrik? Ek voel net dans is 'n sport wat nie almal erken as 'n sport nie, omdat dit ook 'n kultuur is, maar dit is 'n baie sportiewe kultuur en dan is hulle geneig om te dink, maar dis maklik. Of hulle dink net nie eens daaraan nie. So vir ons beteken dit baie om erkenning te kry omdat ons elke Saterdag dans en ons dans elke dag van die week. En mense, as jy nie vriende het of familie, dan gaan jy eintlik weet hoe baie effort gaan in dit in. Jy gaan net wees soos maar dis net dans. Almal dans mos by 'n sokkie. Monjanay, vertel vir ons ook bietjie meer van wat mense kan verwag van die produksie en waar hulle kan kaartjies kry vir New York City, the city that never sleeps. Okay, so die produksie, ek noem dit altyd 'n rollercoaster, want van die get-go af is dit up, down. Jy kan enigiets van hiphop tot jazz tot ballet verwag en die emosies loop saam met daai rollercoasters. Daar's regtig iets vir almal. En ons produksie is in die Staatsteater hierdie jaar van die 15de tot die 17de Mei en die kaartjies is op Webtickets beskikbaar. So as jy reg is vir 'n avontuur, dan is dit die plek vir jou. Julle, ek het nou vanoggend soveel geleer oor wat beskikbaar is en watter geleenthede daar is by die skool. Ongelooflik. Baie dankie van Hoërskool Waterkloof hier vir julle 'n ronde applous. Baie dankie Monjanay, Jana en Denay. Dankie julle. Net hierna gesels ons met 'n kunstenaar wat ons gewoonlik met sy danspassies vermaak, maar die keer vermaak hy ons op 'n ander manier. Bly ingeskakel, Dirk van der Westhuizen, deel hierna sy nuwe ballade.